in ons tweede deel van ons nuwe reeks Eentjies in 'n ry, kry jou eentjies in 'n ry te wees. En daar begin ek toe nou sommer met daai kleuter rympie, eentjies stap in 'n ry, 1, 2, 3, 4 stapel verby, links, regs, kyk hoe maak, reguit daarom toe kwak. Vir my is dit eintlik so 'n mooi prentjie, en ek het laasweek so 'n bietjie op dit uitgebrei, maar om al hierdie eentjies te sien in 'n ry agter hulle ma instap. Die rede daarvoor is, wanneer hulle in die ry stap, is dis georden, dis doelgerig, hulle is op pad iewers heen. En die hele doel van hierdie reeks is, dat ek en jy nodig het, om sekere besluite in ons lewe te maak, sodat ons lewe rigting en orde het. Ek en jy het nodig om ons lewe te organiseer. Ons het nodig om te prioritariseer wat vir ons belangrik is. Jy sien, niemand kan sekere besluite namens jou maak nie. En ek dink ons lewe in 'n tyd waar soveel mense besluite abdikeer. Ek hoop iemand doen dit namens my, want ek weet nie wat om te doen nie. Jy weet, as ek en jy in die middag lekker geëet het en daar's 'n klomp skorrelgoed, kan ek die besluit van opruim abdikeer so ver as wat ek kan. Maar iewers het ek nodig om daardie skorrelgoed te was. Anders te gaan ek môre nie skoon borde hê nie. Ek kan geloof hê, ek kan hoop hê, ek kan gebed hê, ek kan alles hê, maar iewers moet ek besluit, warm water, sunlight seep, skiddy seep, skuim, sponsie, spoel, was, spoel, droog, vee af, kas. Selfs sê jy nou vir my, Jesus, maar ek is bevoorreg, ek het 'n skorrelgoedwasser, wie pak hom? Ek en jy moet kies om hom te pak. So, die verantwoordelikheid lê by jou en my, om ons lewe te orden. En vanmôre was 'n oorwinning, toe ek en jy die alarm nie dooddruk nie en ons opstaan. Toe ons kies om hier te wees, te midde van die koue temperatuur. Ons het gekies. Te veel keer lewe ons vandag in 'n plek waar belangrike besluite oor ons lewens geabdikeer word. En 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 16, wat vir ons die basis van hierdie reeks is, sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook. Nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die sin van Christus. Jy sien, in hierdie reeks gaan ons verken wat dit beteken om vanuit die gedagtes van Christus te leef. Hoe ek en jy sy gedagtes in ons lewens kan laat deurskemer en sy denke kan toepas in die belangrike areas van ons lewe, wat ons gees, ons gedagtes, ons emosies, ons liggaam en dan natuurlik ons finansies, ons rentmeesterskap, ons tyd en ons talente, hoe ons sy gedagtes en sy planne sigbaar kan maak in daai areas van ons lewe. En ek waarborg jou, ek waarborg ons vanmôre, ons gaan uitgedaag word om anders te dink. Jy sien, om 'n volgeling van Jesus te wees, is nie net 'n eenmalige besluit nie, hoewel ons onsself herbelyn en ons hart weer vir die Here gee en ons getuig dat hy ons Here en ons koning is dit 'n besluit wat ek en jy elke dag moet maak, om akkuraat te leef volgens dit wat ons sê ons glo. My lewe lyk anders, omdat ek nou 'n kind van die Here is, en dit beteken dat ek moet kies om so te wees. Dis 'n lewenslange besluit wat ek elke dag en elke oomblik maak, hierdie reis van transformasie.
Jy sien, en dit gebeur wanneer ek kies om te lewe vanuit 'n Christus gesentreerde manier van dink. Met ander woorde, ek dink vanuit Christus. En julle sal onthou, so ruk terug het ons almal daai baantjies gedra, WWJD. What would Jesus do? En dis presies dit, om nie 'n besluit of 'n gedagte te dink sonder dat ek sal vra, wat sou Jesus gedoen het nie. Hierdie reis word beïnvloed deur die Heilige Gees in ons lewe, wat my verstand, my hart en my hande beïnvloed. Dit help my om my te belyn met die waarheid van wie hy is, en toe te laat dat my lewe akkuraat daai waarheid weerspieël. Wat beteken dit vir jou en my as ons sê, ek het nodig om te dink soos hy dink? Hoe het ek die denke van Christus in my lewe? Nou laasweek het ons begin deur te sê, baie keer word ons gedagtes en ons denke beïnvloed, want ons lewe vanuit een van 3 realiteite. Julle sal onthou, ons het gepraat van die innerlike, uiterlike en ewige realiteit. My uiterlike realiteit sê, dis koud. Ons het finansiële druk. My liggaam is siek. Ek weet nie wat ek gaan doen môre nie. En daai uiterlike realiteit begin skielik my innerlike beïnvloed. Nou begin ek vra, waar is die Here? Hoekom laat die Here hierdie goed toe? En nou daag dit die ewige realiteit uit van God is goed, God is getrou, en skielik glo ek dit nie meer nie. In plaas van om toe te laat dat ons lewe vanuit die ewige realiteit wat sê, God verander nie, God is goed, God is getrou, maar hoe dan, Jonathan, bring ek dan die slegte by daai uit? Kom ek vra jou vanmôre, toe jy opstaan en dit was yskoud en jy tel 'n baksteen op, jy het nog nie gevoel in jou hande nie, en jy tel daai baksteen op en jy wil hom skuif van punt A na punt B en jy loop in jou pantoffels rond, jy het nie jou sterkste skoene aan nie, en daai baksteen, omdat jy nie gevoel in jou hande het nie, gly uit jou hand uit en hy val op jou groot toon, en jou groot toon se naal word blou en jy besef jy gaan jou naal verloor. Jou innerlike realiteit skree, jy wil 'n paar vloekwoorde uiter, maar jy's nou op pad kerk toe, so jy kan nie, want dan moet jy nou dubbel bely. Jy's ongemaklik. Daai innerlike realiteit, Here, hoekom het U dit laat gebeur? Het die Here dit laat gebeur of het die baksteen uit jou hand uit gegly? God is goed met 'n blou toonaal. God is goed met 'n uitdaging in my verhoudings. Hy en sy karakter verander nie. Maar dit wat met my gebeur, kies ek en jy om ons innerlike waarheid en ewige waarheid te beïnvloed. En vandag gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Hoe laat ons nie toe dat hierdie dinge my gedagtes beïnvloed nie? Want jy sien, gesonde gedagtes is die barometer van gesondheid. Gesonde gedagtes is belangrik want dit het 'n direkte invloed op jou emosionele en fisiese gesondheid. Caroline Leaf is 'n wêreldbekende neurowetenskaplike en ook 'n bekende gesondheidsspreker. En sy sê die volgende, sy sê ons denke het 'n groot impak op hoe ons brein funksioneer en hoe gesond ons liggaam bly. Dink gou daaraan. Die manier wat ek dink kan my fisiese gesondheid beïnvloed. Hoor wat sê sy, 'n direkte aanhaling uit haar boek uit. Sy sê, as you think, you change the structure of your brain. Hoor gou 'n bietjie daar. Hoe jy dink verander die struktuur van jou brein. Want jy sien, ons kan kies om vanuit 'n goeie bron te dink, of ons kan kies om uit die slegte bron te dink. Ek onthou, ek het 'n tannie gehad, ek hoop nie daar is iemand hier vanmôre met die naam Mara nie. Maar my tannie was 'n tannie Mara. En tannie Mara beteken bitter. Bitter. Gal bitter. Dis soos om op te staan en jou mond te gorrel met asyn, daai tipe konsep. En is so vreemd dat sy gestand gedoen het aan haar naam. As sy gepraat het, was dit bitter. Niks is ooit goed genoeg nie. Jy kan 'n skaapbout 14 dae in die oond hê, hy's nog steeds nie sag nie.
Jy kan jou aartappels 3 keer braai, dis nog steeds nie bros nie. Alles is altyd verkeerd. Bitter. As hy dink, is hy negatief. As hy iewers heen moet ry, gaan daar verkeer wees. As hy iets gaan moet doen, gaan sy altyd in 'n ry moet staan. Hoekom is my lewe so swartgallig en so swaar? Want sy laat toe dat haar gedagtes haar beïnvloed. En later in haar lewe het sy baie siek geword. En op 'n stadium het die dokters vir haar gesê, maar daar's niks fout met jou nie. Tog het sy hierdie uitdrukking van haar emosionele welstand. Sy gaan aan, Dr. Leaf, om te verduidelik dat negatiewe gedagtes chemiese wanbalanse kan veroorsaak, wat kan lei tot stres, angs en selfs fisiese uitdrukkings deur fisiese siektes. Aan die ander kant sê sy dat gesonde gedagtes, positiewe gedagtes, weer gesondheid kan voortbring en beter emosionele welstand en selfs 'n sterker immuunstelsel. Ek en jy is kompleks geskape. Liggaam, siel en gees. En ek en jy kan nie net gesondheid in een area beleef en dink die ander twee is goed nie. Ons het nodig om te kies om verantwoordelikheid te vat, sodat ons gesondheid, ons gees in elke komponent, ons liggaam in elke komponent kan gesond wees. Want in een van die areas kan ons nie voluit beleef nie, wat dan lei daartoe, dat ons glad nie voluit in ons verhouding met hom kan beleef nie. Jy sien, gesonde gedagtes help jou om stres te hanteer, positiewe keuses te maak, en algeheel beter te voel. Deur die feit dat ek en jy ons denke beheer, beheer ek en jy indirek ons lewensgehalte. Weereens die simpel voorbeeld van die skottelgoed was. As jy nie jou borde was nie, en jy los dit in die wasbak, gaan daar 'n paar dinge gebeur met daai skottelgoed. Ek onthou toe ons studente was, gaan kuier ek eendag by my vriend, hulle het so in 'n komune gebly. En toe ek in die wasbak instap, toe besef ek gaan nie eers hulle badkamer gebruik nie. Want as dit is hoe hulle wasbak en hulle skottelgoed bak lyk, dan weet ek nie wat groei in daai badkamer nie. Hulle het letterlik, soos hulle geëet het, nie eers die bord skoon geskrob nie. Nou, my vrou sê ek is vol nonsens, dis seker so. Maar voor ek my bord in die wasbak sit, wat ek nou gaan was, spoel ek hom eers af. Ja. Want ek soekie daai nonsens ook eers in my, as ek 'n glibberige ding in my skottelgoed seep kry, is ek ook sommer klaar afgesit. Hulle het elke bord nie eers skoon gekrap nie, hulle sit hom nog daar met die papkrummels op, en dan begin hulle so pak. Dan gebruik hulle eers alles wat hulle het, voor hulle begin was. Ek weet, dis my vriend, dis nie mense hier voor my nie. Ons doen nie sulke goed nie. En dan, wanneer hulle nou begin was, by die 4de, 5de bord wat hulle kom, is daai goed al so gemif, en so vrot in daai ding, dat jy hom eintlik nie meer kan skoon kry nie, jy moet hom weggooi. Die keuse, die verantwoordelikheid, om dit te doen, lê by jou en my. Ons kan kies, wat in ons gedagtes gebeur. Ons gee, selfs vir gedagtes en die vyand wat ons probeer versoek, gans en al te veel gesag. Ons kan ons gedagtes met die waarheid belyn, wat 'n direkte gevolg het tot ons lewensgehalte. Jy sien, as ons kies om Christus se denke op ons gedagtes toe te pas, word ons gedagtes beïnvloed deur sy waarheid. Waar vind ons daai waarheid? In sy woord. Daarom is dit belangrik dat ek en jy 'n verhouding met die Bybel sal hê, want die Bybel en die waarheid in die Bybel beïnvloed ons gesag. Die wêreld wat vir jou sê, ons gaan dit nie maak nie. Trump gaan 'n bom oor ons stuur. Ons is nou net hier op geleende dae, die 3de wêreldoorlog is op pad, al die doemsprofete praat van Armageddon en ons hoor die bassyne blaas. Maar die woord sê, ek droom 'n goeie droom oor jou en jou nageslag.
hoopvolle toekoms. Ek kies om daaraan vas te hou. Ek kies om dit te bely. Ek kies om die rapport baie versigtig te lees, want die rapport het 'n agenda van dit wat hy aan jou wil verkondig en hoe hy jou gedagtes wil beïnvloed. Jy sien, as ons sy gedagtes voorhou, dan vat dit ons na 'n plek toe waar daar waters van rus is, te midde van 'n onstuimige wêreld. Dit klink amper so anti. Ons is in 'n wêreld waar dit chaos is, maar nou praat die Here van waters waar rus is. Ja. Dis 'n plek waar ek toelaat dat hy my gedagtes beïnvloed, waar hy my vat na hierdie plek toe. Maar jy sien, wanneer ons kies om negatief te dink, negatiewe gedagtes in te laat, sondige begeertes te begin bedink, lei dit tot die dood. Jy weet, ek sit daar op die bank eendag, nee, nie ek nie, iemand sit op die bank, en hy besluit, yes, my rekening werk nie lekker nie, ek het geld nodig. Ek gaan bank toe, en ek gaan 'n onttrekking maak. Kom by die bank en hulle sê, meneer, jammer, jy kan nie 'n onttrekking maak nie, want jou rekening is oortrek. En jy gaan huis toe en jy is baie kwaad, want die bank wil nie vir jou geld gee nie. En nie agter begin 'n dingetjie slymer. Maar gaan nog steeds bank toe. Trek net 'n masker aan en maak 'n groot onttrekking. Want die geld is daar. En nou begin hierdie ding broei, nou dink jy, Jesus, maar hoe sal ek dit doen? En nou onthou jy, maar Jesus, ek het daar 'n groot pistool daar in die kluis, met die regte patrone. En wat gebeur? Die gedagte begin groei. Die gedagte begin groei. En eendag het jy lank genoeg en hard genoeg, het hy lank genoeg daaraan gedink. En hy gaan bank toe en hy maak 'n onttrekking. Kom ek vra die vraag in hierdie praktiese voorbeeld, het die gedagte hom gedwing of het hy die gedagte gebou in sy gemoed? Die persoon het die gedagte in sy kop gehou. In plaas van hom te sê, ek gaan nie hierdie gedagte 'n kans gee om in my kop te groei nie. Die grootste dinge wat baie keer verkeerd gaan in ons lewe, of wat verkeerd gaan in die wêreld, het begin by iemand wat die gedagte nie op daai plek dood gemaak het nie. Maar gekies het om hierdie gedagte te koester en hierdie gedagte in sy lewe te bou. Gedagtes is nie 'n derde party wat na ons toe kom en sê ons moet nie. Gedagtes wat begin is gedagtes wat ek en jy kies om op te reageer. Waaraan dink ons? Wat laat ons toe dat ons gedagtes deur beïnvloed word? Ons gaan nog daaroor praat in die volgende 2 weke, maar wat sit ons in ons liggame om ons gesond te hou? Wat lees ons om ons gedagtes rein te hou? Waarna kyk ons? Want alles het die oorsprong om ons gedagtes te beïnvloed. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Elke gedagte gevange neem. En ons is gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Jy sien, ons is herbelyn in ons verhouding met hom. Ons is kinders van God. Maar ons het nog steeds 'n stryd oor dit wat ons toelaat in ons gedagtes. En ons het nodig om ons gedagtes met die waarheid te beïnvloed. Want Johannes 8 vers 32 kom en sê, julle sal die waarheid ken. En hierdie waarheid sal wat? Sal julle gebonde hou? Sal julle gedagtes gebonde hou? Nee, hierdie waarheid sal julle vrymaak. Daarom kom Petrus en hy sê, julle moet groei in
kennis. Ons moet die verantwoordelikheid vat om met die Bybel te werk, om tyd van gebed te hê, om sy hart te hoor, want dis uit die oorsprong van wie hy is, wat ons oorsprong verander, en die manier hoe ons dink en kyk na die wêreld. Hierdie woord ken, praat van 'n intieme verhouding, en nie net kopkennis nie. 'n Intieme verhouding met hom. Jy sien, wat beteken my gedagtewêreld? Die gedagtewêreld, my verstand is die plek waar beredenering, idees, belewennisse, persepsie en menings gevorm word, wat kennis, wysheid en begrip verwerk word. Dis die masjien wat my interpretasie van alles laat interpreteer. En as sy oorsprong mara, bitter, sleg, negatief is, dan kan hy nie iets anders voortbring nie. Maar as ek kies om my gegrond te hou in die waarheid van wie hy is, en sy woord, en ek sit aan sy voete, dan kan die oorsprong van my fontein ook dan nie anders wees as waters van lewe nie. Waters van hoop, waters van liefde. Jy sien, die vyand wil jou en my gedagtes gevange neem. Hy het 'n agenda waar hy vir ons probeer sê, ons is nie goed genoeg nie, ons gaan dit nie maak nie, daar is nie 'n hoopvolle toekoms nie. En dis daar waar ek en jy daai oorlog elke dag moet voer en sê, ek gaan nie toelaat dat jy my gedagtes beïnvloed nie. Môre is Maandag. En wat sê Maandag vir jou? 4 ure bestuursvergadering. Jy's nog nie eers in Maandag nie, jy begin al klaar oor Maandag. Ek hoop net Jonathan gaan vinnig hierdie meetings klaar kry. Moet ons elke Maandag vir 4 ure op dieselfde plek sit? Ons sê elke week dieselfde goed. Ons probeer elke week dieselfde. Hoe kan jou dag en jou week beter raak as dit is hoe jy Maandag ingaan? Maar wat van 'n ander gedagte? Ek kan nie wag vir Maandag nie. Ek kan nie wag om die span te sien en te hoor hoe ons mense se lewens hierdie week gaan verander nie. Planne wat ons besig is om oor te droom en die hart van die Here te verstaan oor ons mense en afsprake te maak met mense sodat ek 'n verskil in hulle lewe kan maak. Kan jy nie dink waarheen gaan jou week? Ons staan op en in ons gedagtes dink ons, as ek maar net vir nog 3 dae in my bed kan bly en ek so teen Woensdag kan opkom, dan kan dinge beter gaan. Ouens, ons is nie onbekend met die plan van die vyand nie. Sy plan het nog nooit verander nie. Ek en jy kies elke dag om hierdie oorlog in ons gedagtewêreld te beklei en nie toe te laat dat ons gedruk word in 'n parskuip om te vorm en gevorm te word deur sy opinie en dit wat hy sê nie. Ons lewe volgens sy gedagtes. Jy sien, ons herdefinieer hierdie oorlog. Dis nie 'n oorlog waar ons nie beheer het nie. Jy sien, baie mense dink geestelike oorlogvoering is die pastoor of die profeet of iemand wat op die toppunt van sy stem teen die duiwel skree en demone word uitgedryf en mense val onder die gees. Dis dalk deel van dit. Maar oorlogvoering word herdefinieer deur ek en jy wat elke dag ons verantwoordelikheid opneem. Dit nie abdikeer en vir iemand los nie. Ons neem dit op. En ons bestuur dit wat hy aan ons toe vertrou het. Ons beheer wat in ons gedagtes ingaan. Wie van ons sal hier vanmôre chloordioksied in 'n inspuiting vat wat ek vir jou gee? Hallo ouens, hoor jy hier agter, net voor ons uitgaan, as 'n klomp chloorstofdioksied inspuitings, as jy hom nou in jou are inspuit, gaan hy jou lekker laat voel. Wie van julle gaan saam met my een van daai inspuitings neem? Jy gaan nog so ver gaan om te sê, jy kan hom vir my inspuit. Wat ek van al daar weet is gevaarlik. Wie gaan hom vat? Natuurlik nie, ons is mos nie in Engels stupid nie. Die huisbak gaan tot heel bo. Die ligte is aan. Maar ons doen dit geestelik so maklik. Ons laat toe dat die vyand gedagtes in ons kop snyf 'n bietjie daai ding, dit gaan jou lekker laat voel. Ons begin dink. En dan begin hierdie gedagtes in ons gedagtes, ons lewe en die oorsprong van ons fontein beswadder en verniel. Jy sien, alles begin in ons gedagtes.
En daarom wil ek by ons vanmôre pleit, dat ons weet wat sy plan is, en staande sal bly. Moenie eers daaraan dink nie. Vir my is die mooiste voorbeeld, die storie van Josef, toe hy toevertrou is, aan al die koning se eiendom. En hoe die koning se vrou, 'n begeerte na hom gehad het. En toe sy hom begeer het, en hy van haar af wegstap, het sy hom so hard probeer terugtrek, dat sy kleed geskeur het. Nou jy moet redelik vat, om hierdie hemp en hierdie klere te vat. Sy het redelik gevat, maar hier is die ding. Skrif sê sy was beeldskoon. Hy het nie eers die gedagte toegelaat nie. Ek waarborg ons vanmôre, as hy terwyl hy wegbeweeg het, gestop het en teruggekyk het die storie anders gelees. Hoekom? Alles begin by 'n gedagte. Alles begin by 'n gedagte. Ek en jy het die vermoë en die kapasiteit om teen die gedagtes te staan. So om dit nou te begin saamvat, wat kan ek doen om al my eentjies in 'n ry te kry? Weerstaan die gedagtes. Gedagtes wat jou probeer skei van die waarheid. O, jy's ver van die Here kan jou nie lief hê nie, jy is nie waardig nie, jy gaan dit nie maak nie. Bely die waarheid van dit wat Christus gesê het. Selfs Jesus moes dit doen, toe hy gelei is na die woestyn en die vyand kom na hom toe, die duiwel kom na hom toe, en hy versoek hom op al sy basiese behoeftes. Hoe kon hy staande bly? Hoe kon hy daai gedagtes aanval? Omdat hy hom geskool het in die waarheid van die woord. Jy gaan dit nie maak nie. God sê daar's 'n hoopvolle toekoms. Hy het my nie lief nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir jou en my gegee het. Die inhoud van die waarheid beïnvloed my gedagtes, om die gedagtes van die wêreld te weerstaan. Tweedens, ek vervang die negatiewe gedagtes met die hoopvolle gedagtes, met die waarheid van dit wat hy sê. En daarom wil ek by ons pleit vanmôre. Sosiale media is nie die waarheid nie. Dis 'n idilliese plek waar mense dink, hulle kry sinvolle verhoudings. As jy net verhoudings het met mense, deur TikTok en YouTube en daai goed, het jy eintlik nie verhoudings nie. Daarom wil ek jou aanmoedig, as jy nie deel is van 'n groep nie, om deel te raak van 'n groep. Ons het mense nodig wat ons gedagte wêreld kan beïnvloed. Ek onthou op 'n stadium, as ek iets sê in my huis toe my seuns jong was, dan sal hulle sê, maar Google sê. Dan sê ek vir hom, luister Frikkie, wie dink jy skryf Google? 'n Piesang daar in Amerika met 'n opinie oor iets. Wie sê sy opinie is die waarheid? Nou kom my vrou nou die dag, sy's besig met rapporte, en sy moet al die onderwysers, die personeel se rapporte deurgaan. En sy sê vir my, luister gou na hierdie beskrywing van hierdie kind. Nou lees sy vir my die rapport, ek sê, praat jou onderwyseresse so? Sy sê nee, want nou moet jy die karakter en die persoonlikheid en die aandag. Sy sê nee, ek sê wys my gou. En toe ek dit sien, toe besef ek, hierdie vroutjie het 'n beskrywing van die kind ingesit en in ChatGPT gegooi. Die sterretjies langs ChatGPT het sy nie eers uitgehaal dat jy dit nie kan agterkom nie, want hy gooi mos sulke sterretjies. Ons check julle, ons weet. In elk geval, die beskrywing is so omvattend, groot woorde, dat dit glad nie realisties is nie, maar ChatGPT weet. Kom ek vanmôre sê, die enigste waarheid wat jy kan vat, wat onveranderlik is, wat nooit kan verander nie, is die waarheid van wie hy is en sy woord. Al die ander narratiewe, al die ander opinies verander, maar hy verander nie. Vervang TikTok, Facebook, wat alles met die waarheid van sy woord. En herhaal dit, want geloof kom deur die gehoor en kom deur die herhaling. Spandeer tyd in die skrif, spandeer tyd in Bybelstudie en vra die Heilige Gees om dit in ons harte vas te maak, uit te lig en te beïnvloed. Filippense 4 vers 8 tot 9 sê, verder broers, susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is,
Watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Hy sê nie daar, ek gaan dit in jou gedagtes sit nie. Nee. Hy sê, jy moet dit bedink. Want hoe meer jy dit bedink, hoe meer word jy dit. Hy gaan aan en hy sê, en wat julle geleer en ontvang en gehoor, en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Jy sien, wanneer jy in 'n onstuimige wêreld leef, en jy bedink sy dinge, dan kry jy die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy lei my na waters waar rus is. Maar jy sien, die psalm gaan aan en dan sê hy ook, al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee, omdat jou gedagtes sy gedagtes is, gaan jy deur die dal van doodskaduwee, maar jy beleef die skadu van doodskaduwee as 'n fontein en 'n plek waar rus is. En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik net saam met my jou oë te sluit. En ek wil jou vra vanmôre, wat bedink ons? Wat dink ons? Dink ons van die bitterfontein, of het ons gedagtes sy gedagtes? En dalk sit jy vanmôre hier en jy sê, ek het toegelaat dat my gedagtes beïnvloed word deur valshede. Dan wil ek jou nooi om vanmôre saam met my die verklaring opnuut te maak en te sê, Here, ek gaan hierdie gedagtes van negativiteit, van hopeloosheid, van 'n plek waar ek voel, ek het nie waarde nie, waar ek nie 'n verskil kan maak nie. Ek gaan kies om daai gedagtes te beveg. Ek gaan kies om die waarheid oor my huwelik te spreek. Ek gaan kies om die waarheid oor my kinders, oor my familie, oor my vriendskappe te spreek. Ek gaan kies om u gedagtes voor te hou. Dan wil ek jou nooi om dit nou te sê, net daar waar jy is. Maak vanmôre hierdie verklaring, Here, dat u waarheid binne my gaan leef. En nie net dele van my lewe gaan wees nie, maar elke deel van my lewe gaan beïnvloed. En dat jy vanmôre saam met my sal verklaar, Heilige Gees, ek laat toe dat u my begelei, dat u my wysheid gee en dat ek daardie wysheid sal kies en daardie wysheid sal leef. Here, wanneer ons vanmôre kom en hierdie verklaring maak, dan sê ons vanmôre ons kies om fisies gesond te wees, gesonde gedagtes te leef, wat gaan lei dat ons 'n gesonde lewe, 'n vol lewe kan beleef. Ons kies om nie by die bitter fonteine te sit en toe te laat dat dit ons gedagtes beïnvloed nie, maar ons kies om te sê, ons gaan 'n verhouding hê met die woord, ons gaan tyd uitruim vir dit wat belangrik is, tyd in gebed, toe te laat dat U ons inspraak lewer in ons. Ons kies om verantwoordelikheid te vat vir dit wat ernstig, belangrik, gerig is op U. Ons kies om daai verantwoordelikheid te vat en nie te abdikeer en hoop dit gaan van self kom nie. Dat ons gedagtes en die keuses wat ons maak 'n weerspieëling sal wees van ons verhouding met U. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.